Goeienaand, dis Ina met resepte vir die lewe. Ons is sopas klaar met die Ons Vader gebed. En so baie van ons ken hierdie gebed en het ons dit op skool opgesê, soveel so dat ons eintlik partymal nie eers meer weet wat ons gesê het nie. Maar ons kan nie klaar maak met hierdie gebed as ons nie ek wil amper sê die agtervoegsel van dit wat Yeshua sê, hier kom byvoeg nie. As jy gaan kyk in jou woord, sal jy sien dat die Ons Vader gebed word afgesluit en dan sê hy, so asof hy 'n punt wil maak, so asof hy wil sê, julle moet nou mooi vir my luister. Ek dink nou aan iets, ons hoor baie keer die woorde waarlik, waarlik, of in Engels truly, truly. Daar's een persoon in die woord wat dit gebruik, en dit is Jesus. En hier staan nou nie waarlik, waarlik nie, maar ek dink dit het die erns van waarlik, waarlik, want ek wil vir jou sê, as daar staan waarlik, waarlik, moet jy gaan kyk wat daar staan, want dis 'n double truth, sê ek altyd, 'n dubbele waarheid. Maar hierdie is nie, ek kan nie sê dis 'n dubbele waarheid nie, maar dis 'n waarheid, kom ek sê so. Hy sluit die gesprek rondom gebed, die les, die resep rondom gebed, sluit hy af met hierdie ontsettend belangrike woorde. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Hier is 'n baie, baie gewigtige saak. Hy sê vir hulle, julle het vergifnis ontvang. Gaan deel vergifnis uit. Markus 11 is daar ook 'n baie belangrike stukkie, Markus 11 vers 24 en 25. Weer is dit Yeshua aan die woord. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. Met ander woorde, glo in dit wat jy vra. Glo dat hy dit vir jou sal gee, wil gee. Maar dan kom hy, en wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom, dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredinge vergewe. Nou, kom ons kyk bietjie mooi wat dit sê. As julle iets teen iemand het, moet julle hom vergewe. Nou wil ek vir jou vra, my boetie en my sussie, wat is uitgesluit by iets? En wie is uitgesluit by iemand? Ek wil vir jou sê, hy trek 'n baie duidelike grens. As jy iets teen iemand het, moet jy hom vergewe. Dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredinge vergewe. 'n Tweede keer kry ons dieselfde boodskap. Vader verwag van ons om te vergewe. Jy sien, hy kan nie teen sy woord gaan nie. Hy kan nie. Sy woord sê, vergewe en ek sal jou vergewe. Sy woord sê, as julle mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. In Matteus 18 vertel Jesus 'n gelykenis van 'n koning en 'n slaaf. En die slaaf het die koning geld geskuld. Maar die goeie koning het hierdie slaaf dit vrygeskeld. En toe draai daardie selfde slaaf om. En hy gaan gooi sy medeslaaf in die tronk, omdat hy hom baie minder geld skuld. En dan lees ons in Matteus 18 vers 34, die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word. Die Engels sê, the torturers, totdat hy al die skuld betaal het. En dan sê Matteus 18 vers 35, 'n baie hartseer woord, 'n baie kragtige woord, 'n baie waar woord. So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer
sy sussie, sy naaste van harte vergewe nie. My boetie, my sussie, as jy Jesus ken, het jy vergifnis vir jou sonde gekry, het jy 'n nuwe lewe gekry, en al wat hy vir jou verwag, is om hierdie vergifnis, hierdie genade, nou weer te gaan uitdra aan iemand anders. Onthou, ons het so 'n bietjie vroeër gekyk na, ons mag mekaar niks skuld behalwe liefde nie. Jy sien, vergifnis is die uitdeel van God se liefde. Dis die uitdeel van God se genade. En dalk voel jy kan iemand nie vergewe nie, omdat dit wat aan jou gedoen is, van so 'n aard is dat jy nooit ooit daai persoon kan vergewe nie. Ek wil jou vandag nooi om die Heilige Gees te vra om jou te help om gehoorsaam te wees aan hierdie gebod. En op 'n dag gaan jy kyk in jou hart en daar sal vergifnis wees, want hy gaan jou help. Mag julle 'n wonderlike aand hê. Aba Vader, dankie dat U ons leer van vergifnis. Dankie dat U ons leer hoe belangrik dit is. Dankie dat U vir ons wys dat pyn verdwyn as ons vergewe. Ons loof U vir die goedheid, U genade, U guns wat ons omvou. Amen.